Hallo julle en welkom by die volgende episode in Koffie vir jou siel. Die titel vir vandag is Wanneer ons roetine die reus word en hierdie is episode 23 en die tema die kriewelrige kerk. Ons kyk dikwels op sosiale media na Christelike komediante wat die spot dryf met die vreemde eienaardighede van ons kerkkultuur. Ons lag uit ons maag vir sketse oor hoe ongemaklik die verpligte bladskut tradisie is of hoe mense heimlik na hul horlosies loer en hul bene begin strek tydens 'n uitgerekte aanbiddingsdiens. Ons vind dit snaaks omdat die realiteit dadelik tref. Dis 'n spieël wat die waarheid deurdringend reflekteer. Maar wanneer die gelag uiteindelik bedaar, bly daar 'n pynlike, ongemaklike stilte agter. Waarom hou ons aan om dinge te doen wat ons self weet kunsmatig, leeg of selfs heeltemal vals is? Ons is soos die skare in die bekende sprokie van die keiser se nuwe klere. Almal sien die absurdheid, maar niemand waag dit om die masker van die tradisie openlik af te skeur nie. Ons Sondag het in 'n wrywinglose, geëikte templaat verander van 9 uur opdaag, 'n vinnige rits liedjies, kollekte, 'n monoloog vanaf die kansel en vinnig koffie drink voor ons middagete gaan soek. Ons het die vrye organiese vloei van die Heilige Gees verruil vir die kunsmatige veiligheid van 'n struktuur. Dit is tyd om met mekaar en met God radikaal eerlik te word oor die dinge wat ons bloot uit gewoonte in stand hou. Die sleutelvers vir vandag kom uit Markus 7 vers 8. Julle laat die gebod van God los en hou aan die oorgelewerde gebruik van mense vas. Die oordeenking vir vandag, die erfenis van mensgemaakte gewoontes. Ons vermaak ons gereeld met die absurditeite van ons kerktradisies op sosiale media. Wanneer komediante die spot dryf met ons kunsmatige rituele of die geëikte kerktaal wat ons gebruik, lag ons omdat ons die pynlike waarheid daarin herken. Hulle hou vir ons 'n spieël voor en wys hoe simpel ons eintlik lyk. Maar die dieper vraag wat ons moet konfronteer is waarom ons voortgaan met hierdie gewoontes as ons self weet dat dit dikwels leeg of kunsmatig is. Waarom haal ons nie die maskers heeltemal af nie? Ons dwing onsself om deur die bewegings te gaan bloot omdat ons nie in 'n ander manier van kerkwees kan voorstel nie. Dit is die roetine waarmee ons groot geword het, die enigste model wat ons ken. Vir die gemiddelde Christen is kerk gekoppel aan 'n spesifieke geestesbeeld, torings, klokke, kerkbanke, denominasies en gesange wat eeue oud is. Ons Sondag is gestroomlyn in 'n voorspelbare formule van 'n verwelkoming, 'n paar vinnige dan stadige tempoliedjies, 'n preekmonoloog en uiteindelik tee en koffie voor ons verdaag vir middagete. Bitter min van ons het al ooit die moed gehad om te vra waar hierdie roetines vandaan kom, of hulle werklik in die Bybel opgeteken is en of hulle hoegenaamd enigiets in die koninkryk bereik. Die ongemaklike waarheid is dat skaars enige van hierdie kulturele instellings in die skrif gevind kan word. Dit is bloot mensgemaakte tradisies wat van geslag tot geslag oorgedra is sonder om bevraagteken te word. Hierdie gebrek aan kritiese selfondersoek maak die deur oop vir tradisies om mettertyd groter gesag oor ons denke te verkry as die woord van God self. Die mees ekstreem historiese voorbeeld van hierdie besoedeling is die Rooms-Katolieke Kerk. Omtrent 2000 jaar gelede het die evangelie in sy reinste vorm Rome binnegekom. Oor die verloop van 1000 jaar het heidense tradisies en bygelowe egter geleidelik met die waarheid begin vermeng. Omdat die korrupte kerklike leierskap rykdom en mag uit hierdie tradisies geput het hulle die Bybel doelbewus slegs in Latyn beskikbaar gestel, 'n taal wat die gewone mense nie kon verstaan nie. Dit het 'n volkome afhanklikheid van die priesters geskep en die donker eeue ingelei. Dit was eers met die koms van die protestante hervormers dat die kerk weer in die regte rigting begin beweeg het.
Martin Luther en sy tydgenote het met enorme moed die korrupte stelsel van Rome begin afbreek. Hulle het egter nie die hele pad na die oorspronklike Bybelse suiwerheid teruggestap nie. As ons dink aan die nuwe daglig wat die kerk begin sien het die hervormers die kerk slegs van die middernagtelike duisternis na die dowwe lig van 4 uur die oggend gebring. Baie van die katholieke besoedeling en kultuur het steeds in hul teologie en gebruike agtergebly. Martin Luther het byvoorbeeld die katholieke idee van transubstansiasie, dit is die letterlike verandering van die nagmaalbrood en wyn, asook die kinderdoop en selfs 'n diepgewortelde Jodehaat behou. Die hervormers het ook dikwels gewelddadig met andersdenkendes omgegaan, wat bewys dat hulle steeds deur hul katholieke agtergrond gevorm was. Hulle verdien ryk lof vir die grond wat hulle gewen het, maar hul pogings was slegs die begin. Die moderne kerk het dringend 'n nuwe, radikale hervorming nodig, om al die oorblywende mensgemaakte tradisies af te skud en ons ten volle terug te bring na die 12 uur die middag waarheid van die oorspronklike Christendom. Maar hoe kan ons dit in ons persoonlike lewe toepas? Die herontdekking van die suiwer evangelie begin by jou bereidwilligheid om die geuite patrone van jou Sondagroetines te bevraagteken. Dit help niks om week na week deur die bewegings van 'n tradisionele kerkdiens te gaan, as jou eie gees kriewelrig en verveeld bly nie. God het jou nie geroep om 'n passiewe bewaarder van mensgemaakte tradisies te wees nie. Hy roep jou na 'n lewende, dinamiese verhouding wat die kettinge van voorspelbaarheid stukkend breek. Begin vandag prakties deur jou eie geloofswandel te stroop van alles wat bloot tradisie of uiterlike vertonings is. Hou op om godsdienstige klisjées te gebruik bloot omdat dit aanvaarbaar klink en begin opreg en eerlik met God en jou medegelowiges praat. Vra jouself af of jou aanbidding werklik op die gewer gerig is en of jy bloot besig is om lewelose kulturele template te volg. Die oomblik wanneer jy die moed kry om die maskers af te haal, maak jy die deur oop vir die Heilige Gees om jou lewe op 'n egte manier te transformeer. Moenie toelaat dat die erfenis van gister jou verhinder om vandag die lewende Christus radikaal te volg nie. Die hervormers het die eerste tree gegee, maar die verantwoordelikheid rus nou op ons om die pad na die oorspronklike vryheid van die vroeë kerk klaar te stap. Verlaat die kunsmatige troos van die geuite vorms en stap in die vrymoedigheid van 'n geloof wat nie deur mure, klokke of mensgemaakte formules ingeperk kan word nie. Wees die lewende brief wat God se suiwer waarheid vreesloos in die wêreld indra. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek bely vandag dat ek so dikwels tevrede was om bloot deur die bewegings van my Sondagroetines te gaan. Ek het my geloof ingepas in 'n veilige, voorspelbare templaat van tradisies en rituele wat my niks gekos het nie. Vergewe my waar ek die skynbaarheid van godsdiens bewaar het, terwyl my siel kriewelrig en verveeld was. Ek wil nie meer my oë sluit vir die waarheid dat baie van my gewoontes bloot mensgemaakte tradisies is nie. Sny vandag met die vlijmskerp swaard van die woord deur al my kunsmatige maskers en geuite klisjées. Skenk my die nodige vrymoedigheid om die kettinge van dooie tradisies af te skud en my lewe op 'n rou, opregte manier aan U oor te gee. Ek wil nie meer toelaat dat mensgemaakte reëls of kerklike strukture groter invloed oor my denke het as U eie Bybelse waarheid nie. Rig my gees op die oorspronklike suiwerheid van U Nuwe Testamentiese model. Here, maak my deel van 'n nuwe radikale hervorming wat by my eie lewe begin. Help ons om mekaar as broers en susters in absolute eerlikheid te vind, sonder die behoefte aan kunsmatige vertonings. Mag my daaglikse wandel 'n egte weerspieëling wees van U liefde en geregtigheid, vry van die besoedeling van menslike tradisie.
Laat die Gees my lewe so transformeer, dat my aanbidding nie meer 'n uur op 'n Sondag is nie, maar 'n lewende offer aan U. In U transformerende en magtige naam alleen. Amen. Ons kan ook verder uit die skrif leer om ons meer te bemoedig in vandag se oordeenking. Die eerste vers kom uit Markus 7 vers 9. Hy het verder vir hulle gesê: Julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuwe en julle oorgelewerde gebruike in stand te hou. Hierdie vers weerspieël die pynlike waarheid van die oordeenking deur te wys hoe maklik godsdienstige instellings hul eie tradisies bo God se opdragte stel. Jesus spreek die Fariseërs se skynheiligheid met vlamskerp ironie aan en dit herinner ons daaraan dat ons eie kerklike strukture en roetines voortdurend teen die skrif moet meet om te verseker dat ons nie besig is om God se woord tersyde te stel ter wille van mensgemaakte gemak nie. Die volgende vers kom uit Kolossense 2 vers 8. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewing van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. Paulus waarsku die gelowiges hier teen die subtiele gevaar van menslike filosofieë en oorlewings wat die evangelie kan besoedel, presies soos wat met die kerk in die donker eeue gebeur het. Dit verduidelik aan ons dat die bewaring van lewelose tradisies ons geestelike vryheid kan kaap en ons gevangenes kan maak van mensgemaakte reëls. Ons moet voortdurend waaksaam wees dat ons geloof op Christus alleen gebou is en nie op die kulturele gewoontes wat ons van vorige geslagte geërf het nie. En dan die laaste vers kom uit 1 Petrus 1 vers 18. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Petrus herinner ons hier daaraan dat die prys van ons vrymaking die kosbare bloed van Christus is en dat hierdie verlossing ons aktief bevry uit sinlose, lewelose lewenswyse wat bloot uit tradisie aan ons oorgedra is. Dit skakel direk met die oordeenking se uitdaging om die geuite, oorgeërfde patrone van ons voorvaders te laat vaar wanneer dit nie met die lewende gees van die Nuwe Testament ooreenstem nie. Ons is geroep na 'n nuwe, lewende erfenis wat nie aan die stram roetines van die verlede geketting is nie. Dankie dat jy na vandag se boodskap geluister het en lewer gerus jou kommentaar op hierdie plasing. Onthou ook om dit met soveel moontlik mense te deel. Mag jy 'n vreugdevolle dag hê, mag die Here jou seën. Ons gesels weer. Tot volgende keer. Shalom, shalom.